agter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens. Ja, jy en Ben en Francis en Jesus is by die braambos en die Gees van God sê trek uit jou skoene want die grond waarop jy staan is heilig. Baie welkom saam met ons. Die Here wil met ons praat en ek wil hê jy moet by my verby kyk. Ek wil hê jy moet by hierdie was 'n ongeluk. Ek sê julle later die storie vertel. Hierdie was 'n ongeluk. Ek wil hê jy moet vergeet hoe ek lyk en vergeet hoe my stem klink en konsentreer op wat God se Gees vir my en jou wil sê vandag. Nou dis iets wat ons almal moet baie seker van maak. En ek moet nie seker maak oor jou en jy oor my nie. Ek moet seker maak oor my en jy moet seker maak oor jouself. Daar's mense wat daarvan hou om, veral as jy 'n predikant is, jou te probeer vasvra uit die woord uit. Wat nie baie moeilik is nie. Die woord is groot en die woord is baie en die woord is, jy kan vergeet. Maar as ek sou sê, wat is die belangrikste in die woord van God? Wat is die belangrikste in die woord van God? Wat sou jy vir my wou sê? Wat dink jy is die belangrikste in die woord van God? En toe, op 'n dag toe, het hulle Jesus probeer verlei en vir hom gesê, wat is die groot gebod in die woord? Geef vir ons, wat is die belangrikste? Nou, ons het almal groot geword, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek onthou so 10 jaar terug, toe ek my eerste hartaanval gehad het, toe lê ek in die teater en hulle druk 'n stent, wat se naam, 'n kamera in onder van my lies af tot in my hart, en dan lê jy nou so en jy kyk op 'n TV waar die draadjie nou inkom, en toe hy in my hart ingaan, toe sê ek, of by my hart is, toe sê ek vir Dr. Rost, my hartspesialis, ek sê pas op, maar daai man skrik om asval. Hy sê, wat, is dit seer, wat? Ek sê, Francis is daar binne, jy steek haar dalk raak. Ek het gedog, hy man klap my in hy theater. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy om 'n braaivleisvuur staan, kom jy gou agter vir watter span skree watter ou. As jy in die jagveld is en jy sit om die kampvuur, weet jy verseker wie skiet met wat se geweer, want elke ou dink sy geweer is die beste. En ek en jy moet vandag 'n oomblik stil staan, na hierdie woord luister, en ons moet seker maak, waarvan is my hart vol? Waarvan is my hart vol? Het help nie om te sê, my hart is vol van Jesus, en my hart is vol. Is jou hart regtig vol van Jesus? Is jou hart regtig vol van jou lewensmaat, van jou kinders, van jou kleinkinders? My verskriklik geïrriteer dat senior mense altyd, kyk hierdie foto van my kleinkinders.
Dan dink ek, maar ek wil nie jou kleinkinders sien nie. Nou, as ek by jou kom en ek sê iets van my kleinkinders, dan word ek vies oor jy nie sê, kan ek hulle dalk sien nie, want ek dink hulle is koslik. My hart loop oor. Gister praat ek met Dina, my tannie, en sy sê vir my, as jy in die spieël kyk, spieël lieg nie. As jy in die spieël kyk, wat jy sien, is wat die wêreld sien. Waarvan loop my hart oor? Van blydskap of van hartseer? En ek wil hê ek en jy moet vandag daardie besluit neem. Matteus 6 vers 21. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Waarvan jou hart vol is, sal jou mond oorloop. Sonder dat jy dit wil sê, dit borrel net uit. Want dis deel van jou bestaan, is deel van jou drome, is deel van jou. Hulle vra vir Jesus, wat is die groot gebod? En ek weet jy weet, en ek weet jy sê nou, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk is, jou naaste soos jouself. Het jy al die woord van God gevat en ek sê altyd, let your fingers do the walking through the word of God. En jy het soms so by Matteus of Markus oopgemaak en jy het net die opskrifte gelees. Die herders van Bethlehem. Die prediking van Johannes die Doper. En dan begin jy die doop van Jesus. Here's a guy in mis. Die versoeking. Jesus word uit Nazareth verwyder. En so, let my fingers do the walking through the word of God. Let my eyes and my heart walk through the word of God. Waarvan het Jesus baie gepraat? As jy dit vir mense vra, dan sê hulle oor die hemel en oor God die Vader en nee, hy het baie gepraat oor die hel. Hoekom sou Jesus oor die hel baie gepraat het? Want die hel is 'n werklikheid. Dit is nie 'n fiksie nie, dit is nie 'n storie nie. Die hel is 'n werklikheid. En Jesus het nie die hel daar gesit om mense soos ek en jy daarin te gooi nie. Die hel was uitsluitlik, ek noem dit die malhuis van die hemel, om die mal demone, Lucifer en sy gevalle engele, daarin te werp en hulle te bind vir ewig. En die wat hulle lief het, die wat hulle volg, die wat doen wat hulle sê, gaan saam soontoe. Daarom glo ek het Jesus baie oor die hel gepraat. Jesus het ook baie meer oor finansies gepraat. Hoekom? Miskien met ons 'n uitdaging rig. Kom ons gaan kyk en ons sê jy vir my, waar het Jesus oral van finansies gepraat? En dan kyk ons, wat het hy gesê? En dan het hy gesê, het hy baie van God die Vader gepraat. Jy gaan nie na die Vader behalwe deur my nie. So, God die Vader en Jesus, een, het hy baie van gepraat. Sy hart was vol van sy Vader. Here, ek is hier op die aarde om te doen wat U wil. Laat U wil geskied. My liewe mens, ek is van ek 16 af is in die bediening, eers sonnaarskool en toe jeug en toe kerkraad en toe leerling, prediker en ek leer eintlik nou nog en toe
die Here my eie gemeente gegee, en radio en TV, en waarvoor ek baie dankbaar is, en net die genade van God, en ek is nie slim genoeg om hier te sit nie. Ek is hier gesit oor God my hier wil hê. Ek dink elke mens moet van tyd tot tyd stop waarmee hy besig is, en hier kom sit by die braambos en sê, come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power, Lord. Come in thy own gentle way. Here, ontbloot my hart, ontbloot my siel, sodat ek kan weet, wat is vir my, wat is in my hart, wat is vir my belangrik. Daar's so 'n liedjie wat ons sing, en ek kan nie nou vinnig onthou hoe hy gaan nie. Dit gaan oor wat jy amper opdrag gee vir jou siel. My siel verlang na Jesus. Maar wat jy sê, siel, verlang bietjie na Jesus. Ek gee jou opdrag. Wil jy moet dit doen? Wil nie jy moet doen wat jy wil doen nie. Ek wil hê jy moet my hart skeer, dat ek Jesus kan hê. Wat beteken dit om Jesus te hê? Wedergeboorte. En wedergeboorte kan jy in die Nuwe Testament 100 plekke gaan opsoek. Ek weet almal is nou baie lief vir ChatGPT en al daai rubbish. Gaan ChatGPT en sê wedergebore, en kyk wat sê hulle, wat beteken wedergebore? Die jong man in die Bybel sê, beteken dit moet ek weer in my moeder se skoot ingaan? En Paulus sê, nee, jy moenie. Dis 'n geestelike verandering van jou hart, jou siel, jou verstand. Dis nie 'n menslike ding nie. Die woord van God sê, bekeer jou en laat jou doop. Doop is 'n fisiese iets wat jy doen, wat mense kan sien, waar jy vir hulle wys, vir die wêreld wys, vir Lucifer wys, ek gaan die ou my laat afsterf, word gedoop in die water, deur die doop, saam met Jesus in die graf, vir 3 dae en opstaan in nuwe skepping. Daarom doop ons jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. My liewe mens, ek wil regtig by jou pleit vandag. Neem jouself die tyd, gun jouself die tyd, vir 'n week of 2, praat minder, dink minder, maar luister en hoor bietjie beter. Let op na Christene. Daar's 'n groot verskil tussen 'n Christen en 'n wedergebore kind van God. Daar's duisende mense, ek kan hulle nou hier vir jou bel, op my selfoon vat, en hulle bel by die dosyne. En dan vra ek, is jy 'n Christen? Ja, verseker. Hoe weet jy dit? Ek gaan kerk toe. Mense hou van my. Ek is 'n goeie mens. Ek betaal my 10de. Ek bak die koekies, ek pas die karre op, ek is die predikant. Verseker gaan ek hemel toe. Verseker is ek 'n Christen. Ons is almal Christen. Dit beteken net, jy glo in die geskrewe woord van God, die Bybel, laat dit die Bybel is. Baie glo nie, dis die woord van God nie, maar hulle is Christene. My liewe mens, is jy 'n wedergebore kind van God? Het jy al gegaan en gaan stil sit en gesê, Here Jesus, ek het baie foute. Ek is 'n sondaar. En ek gee nou nie om wat 'n titel jy het nie. Jy kan 'n dokter, 'n professor,
'n dominee, 'n pastoor, 'n ouderling, 'n raadslid, 'n musikant. Jy kan dalk net die ou wees wat agter in die kerk sit. Jy moet daai vraag nou gaan vra. Is ek wedergebore? Het ek my sondes bely? Here, daai goed en daai goed. Here, die goed wat ek nie kan onthou nie. Jy moet die Here jou God lief hê. Here, waar het ek U teleurgestel? Wat het ek gedoen? Ek kan dit dalk nie eens onthou nie. Vergewe my, was my in die bloed, laat ek witter as sneeu kan wees. Here, help my om te verstaan wat sê die woord toe hy gesê het, bekeer jou en laat jou doop. Here, help my om hierdie besluit te neem. En die tweede wat hiermee gelyk staan, praat die woord, sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê. Nou maak ons somme, wie is my naaste? Ek wil dit amper nie sê in hierdie woord nie, want dis vir my net so moeilik as vir jou. Bid vir jou familie, bid vir jou predikant, bid vir jou vriende, bid vir jou familie, bid vir jou eggenoot, bid vir jou kinders en kleinkinders, bid vir jou vyande. Jy is hulle regtig my naaste? Nee, dis nie maklik nie, dit voel nie lekker nie, maar as jy 'n wedergebore kind van God is, sal jy in beheer wees van jou gedagtes en jou hart en jou siel en jou verstand. En dan sal wat jou mond, jou hart van vol is. Jesus sê bid vir jou vyande. En nou sien ons die oorlog, hulle gooi die bomme op Irak en al die plekke en daar's 1 miljoen dood en hier saggies sê ons, dis goed. Maar God sê, bid vir hulle. Want elkeen wat sterf gaan hel toe. Maar as ons vir hulle bid, hulle bekeer hulle, gaan elkeen wat sterf nie hel toe nie. En dis wat die gees van God en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wil hê moet gebeur. My liewe mens, hoe lyk jou hart regtig vandag? Ek sit in 'n gemeente vol mense. En partykeer sit ek daar en ek praat nie, ek luister net. Ons het so gesegde gehad, hou jou oor op die grond. Ek onthou in die cowboy flieks, as hulle wil weet of die trein kom, dan sit hulle oor teen die treinspoor. Dan hoor hulle tik tik, tik tik, tik tik. Dan weet hulle die trein kom. My liewe mens, ek wil by jou pleit. Ondersoek jou hart. Ek sit in daai gemeente en ek sien hoe mense, kinders van God, jy moet nie sê hulle is Christene nie, ons is kinders van God, hulle is week vir week in die diens en in die bidtuur. Hulle is op WhatsApp, hulle is op Facebook, hulle is op YouTube, hulle kry al my woord. En pastoor Roansen, en pastoor Dani, en pastoor Sonja, en almal wat na hulle toe aangestuur word. En hulle is nie Christen nie, hulle is wedergebore kinders van God. Maar, hulle harte is swart. Hulle dink, as hulle mense verkleineer, slegs sê, in 'n kerkgebou, in 'n bidkamer op 'n voorsangers, dan doen hulle iets goeds vir die koninkryk. Maar as jou hart, as jou tong swart is, dan kan jy nie iets goed sê nie, want jou hart is swart, en dan sê jy goed wat seer maak, dan sê jy goed wat klappe uitdeel,
dan sê jy goed om amper te sê, as julle maar net soos ek was julle beter. En jy is die een met die swart hart. Hulle is dalk die een wat sê, Here vergewe my, ek is 'n sondaar. En jy is die een wat sê, jy is nie werd om 'n Christen genoem te word. Jy is nie werd om in hierdie kerk te wees. Jy is nie werd om in hierdie groep te wees nie. My liewe mens, dit het tyd geword dat ons, ek en jy, onsself ondersoek. Ek wil vir jou lees Hebreërs 3, vers 12. Die brief aan die Hebreërs. Sorg daarvoor, broers, susters, sorg daarvoor. Met ander woorde, dis iets wat jy moet doen. Sorg is 'n werkwoord. Dis nie iets wat jy op staat maak nie. Dis nie iets wat jy glo is so en jy hoef dit nie te ondersoek nie. Dis nie iets wat jou ouma jou geleer het of die predikant jou geleer het of hierdie ouens wat sê eenmal gered, altyd gered nie en gee jou 10de, dan gaan jy hemel toe nie. Dis nie daai clowns nie. Jy, my liewe mens, moet sorg dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is. Is dit moontlik dat daardie predikant wat so mooi kan preek, 'n bose en ongelowige hart in hom het? Ek is jammer om jou teleer te stel, dit is moontlik. Want mense laat die duiwel in hulle toe. Hulle eien hulle self die reg om mense seer te maak. En mense sê vir my, ja pastoor, maar ek kan nie bid nie. Ek is 'n leier in die gemeente. Ek sit in die voorste gestoeltes. Ek staan op die kansel. Ek lei mense op. Maar ek is nie 'n bidder nie. Wat is 'n bidder? Anders as iemand wat met Jesus praat. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As Fransis hier is, dan praat ek die hele tyd met haar. As sy in haar kar klim en sy moet iemand gaan sien of 'n vergadering bywoon, dan is my hart onrustig, want sy's nie hier nie. As ek nie met God kan praat nie, is my hart onrustig. Die eerste ding wat ek doen as my oë oopgaan, is sê halleluja Here Jesus, dankie dat jy 'n skaduwee langs my is. Psalm 121 vers 5. Jesus sê ek is die skaduwee langs jou. Het ek en jy nie dalk vandag 'n swart hart nie? Ek is 50 jaar terug gedoop. Ek is 100 jaar terug in die bekering gekom. Ek is 60 jaar in die kerk. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, as jy wedergebore, waarvan loop jou hart vol? Sorg daarvoor dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Die duiwel kruip in en hy begin met versoekings en een van die grootste sondes is, ek is beter as, hoogmoed. God haat hoogmoed. Christene het hoogmoed. Christene se harte is swart, want hulle dink hulle is beter as, hulle is slimmer as. Weet jy hoeveel mense wil baie slimmer predikante as ek leer preek, leer bid, leer praat. Hulle luister nie wat hierdie persoon sê en hoe hy met God praat nie. Hulle kyk nie wat sy verhouding het nie. Dan sê hulle, as jy maar net soos ek was. Here Jesus, dankie, ek is nie soos hierdie sondaars nie. Terwyl die woord van God sê, ek en jy, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoe lyk jou hart vanmôre? Vanaand, vandag. Hoe lyk jou hart vandag? Ek wil hê met hierdie boodskap vir almal stuur. Tot vir jou predikant. Ek gaan nou my telefoonnommer gee. Dit gaan ook hier op wees. Hulle kan my bel. Hierdie woord moet uitgaan, want ons gaan hel toe, omdat ons nie wedergebore kinders van God is nie.
Ons is die ouens wat gaan uitroep, maar ek het geeste uitgedryf. Ek was in die kerkraad, ek was op die kansel, ek was. Genade van Jesus Christus, ek, niks. Ek is niks. Ek wil dit weer sê, ek en jy is niks. Sy naam is Jesus. Ek moet God lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. En die tweede wat hier in my genaaste soos ek self. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord. Maar Here, nou moet ons dit gaan leef. Nou moet ons gaan sorg. Ons moet gaan werk. Ek gee nie om wat my titels is nie. Ek gee nie om wat hierdie duisende mense wat reg oor die wêreld is wat na my luister van my dink nie. Here, wat dink U? Hoe lyk Ben Luister se hart regtig? Hy's nou geoverrol so 6 maande terug. Nuwe drade, nuwe bloedvate en ek weet nie wat als nie. Hy werk nou net 30%. Maar as hy daai 30% moet vir Jesus werk. Vir niks en niemand anders nie. En die tweede, my naaste. Here, leer my, help my. Op my eie krag kan ek dit nie doen nie. Maar deur die genade van God sal ek dit kan doen. In Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir finansiële bydrae, baie dankie vir gebede, baie dankie vir hulle wat net sê dankie en hulle wat sê asseblief, baie dankie vir hulle wat sê, Peer sê altyd vir my, hy glo nie aan die woord nie, hy glo nie aan Jesus Christus nie, hy sê altyd vir my, man jy praat nonsens, hy gebruik nou ander woorde, maar dankie vir julle. Dankie vir die krag en die vuur van die Heilige Gees. Doen my 'n guns, stuur hierdie woord aan. Vir die wat jy lief het, vir die wat jy haat, vir die wat jy voor omgee, vir die wat jy nie voor omgee nie. In Jesus naam. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is van Jesus is Lig gemeente in Eastvale. Die presiderende pastoor is pastoor Roan Marie, ja. En ek sal jou baie graag daar wil ontmoet. Amen.